Goeiedag. Nou as dit oggend is by jou, dan sê ons goeiemôre. Almal sê saam met my goeiemôre. Onthou dit is 'n Afrikaans les. So ons gaan herhaal, ons gaan dit weer en weer sê, ons gaan dit doen totdat jy dit baie goed kan doen. So as dit middag is, wat sê ons? O, goeiemiddag. Nou hier by my is dit nou aand. So ek gaan vir jou sê goeienaand. So, welkom by Afrikaans vir almal. Hierdie is les 18, kommunikasie en emosie in Afrikaans. Nou, 'n mens kan nie praat sonder dat daar emosie by is nie. So, we cannot speak without there being some form of emotion. So, that's why we have Afrikaans, communication and emotion in one lesson. So, in les 18, wie almal? Beginners en almal. En hierdie is baie belangrik. Ons het die CAPS curriculum se werk hierby gewerk. Dit dek van graad 7 tot graad 12. Jy kan hier kom kuier van graad 7 tot graad 12. Jy sal alles hier vind wat nodig is om goed te kommunikeer en dan die emosie te ervaar of die emosie daarin raak te sien. So, hier is 18 gedeeltes. Hulle kom almal so voor in die finale curriculum en dit sal jou baie ver help. Inhoud: A. Groet voor 'n reis of 'n vakansie. B. Groet na 'n reis of vakansie. C. Beleef toestemming vra. D. Dank uitspreek. E. Verskoning vra. F. Woede kalmeer. G. Hulp vra of aanbied. H. Opgewonde wees. I. Raad of advies gee. J. Troos. K. Moed inpraat. L. Kla. M. Ontevredenheid uitspreek. N. Gesprek onderbreek. O. Voorkeur uitspreek. P. Vermoede uitspreek. Q. Nie presies inligting gee nie, of die presiese inligting gee nie, en dan R. Evalueer of beoordeel jouself. Nou die metode soos ons van voorafgaande lesse gesê het, bly dieselfde. Eers moet jy luister na wat ek vir jou sê, en dan sê jy dit agter my aan. Dan praat saam, dan herhaal jy dit alleen, en dan oefen en gebruik jy dit elke dag. A. Groet. Onthou ons het gesê, ons het 2 dele. Ons het 'n deel voor 'n lang reis, vakansie, 'n kort uitstappie en dis meer, en dan het ons 'n gedeelte na dat die persone of wie ook al teruggekom het. We have 2 parts here. One before an event, a long journey, a holiday, a short outing, etc. Emosies, emotions. Ons kyk na die woordeskat eerste. Belangstellend, interested. Geïnteresseerd, asseblief lees saam met my. As jy nie gelees het nie, dan begin nou saamwerk, asseblief. Geïnteresseerd, interested. Vriendelik, friendly. Bly, happy. Hier het ons nog 'n woordeskat woord. Oorseese vakansie is overseas holiday. Ons het 2 meisies hier. Linkerkant is Mia, regs is Leila. Nou groet hulle mekaar. Mia: Geniet jou oorseese vakansie. Leila sê: Geniet jou seevakansie. Veilig reis. Dan later: Leila: Geniet dit by die restaurant vanaand. Mia: Dankie, geniet dit in Parys. B. Groet. Wanneer vriende of familie terugkom van 'n reis, journey, rit, trip, tour, uitstappie, outing. Hier is nog woordeskat hieronder. Emosies, vriendelik ken jy, bly ken jy. Al wat bykom is aanvaardend, accepting. So asseblief lees saam, ons gaan net eenmaal deurlees. Jy kan altyd terugkom hierna toe, maar ons gaan dit nie onnodig lank maak deur dit 2 maal te herhaal nie. So,
Daardie gedeelte is jou werk. Asseblief, werk saam. Ons lees. Pas die dialoog by die regte persoon. So ons het 2 persone hier, ons het Anton en ons het Atle. Kom ons kyk wie sê wat. Eerste is dit Anton wat praat. Hoe was julle rugby toer, Atle? Atle antwoord. Dit was so lekker. Atle gaan verder. Anton, het julle die wildtuin geniet? Anton, ja, ons het baie diere gesien. Atle, sal jy my julle foto's wys? Anton, ja, graag, kom môremiddag oor. Come over tomorrow afternoon. Goed? Dis goed sover, hou jy by? Mooi so. C. Beleefd toestemming vra. Jy weet wat is toestemming in Engels? Permission. Om beleefd, dis politely, toestemming te vra in verskillende situasies, in different situations. Goed, kom ons gaan verder. Asseblief lees saam, ons gaan dit net eenmaal lees. Al hierdie dialoë wat hier is, of hierdie sinne is voorbeelde. Jy kan dit gebruik, mens gebruik dit elke dag in verskillende situasies, in verskillende geleenthede. Mevrou, mag ek asseblief toilet toe gaan? Of, mevrou, mag ek asseblief badkamer toe gaan? Of, mevrou, mag ek asseblief water drink? Volgende een. Vraag is question, studeer is study. Reg, kom ons lees. Mag ek 'n vraag vra? Sou ek dalk saam met julle kon studeer? Kan ek die notas gebruik asseblief? Is dit reg of is dit goed dat ek later of as ek later terugkom? Terugkom, return, reg? Laat my asseblief toe. Nou hierdie goed is almal so sinonieme. It's like synonyms. Laat my toe of vergun my of veroorloof my. Dit sê eintlik dieselfde ding net op 'n ander manier. So, laat my asseblief toe, vergun my asseblief of veroorloof my asseblief om die werk môre in te handig. Byvoorbeeld. Mag ek asseblief inkom? Is dit oukei as ek hier sit? Mag ek asseblief die boek of die pen leen? Goed, ons het so 'n bietjie woordeskat hier nog om te doen. Emosies, respek, beleefdheid, geduld, selfvertroue, vriendelikheid, verantwoordelikheid, responsibility, samewerking, cooperation. Goed, hou jy by sover? Mooi so. Moenie agterraak nie asseblief. D. Dank uitspreek. To express thanks. Om waardering, appreciation, om waardering op meer formele en spesifieke manier te toon. So lees jy saam met my, asseblief. Ons lees dit eenmaal deur, ons doen dit ordentlik. So kom ons gaan heel ondergou, ons kyk na die woordeskat. Let's look at the vocab. Vreugde is dieselfde as blydskap. Albei glimlag en lyk gemoedelik. Onthou ons beskryf nou wat ons in die prent sien. Vriendelikheid, gemaklike, vriendelike gesprek. Respek, leerder en onderwyser, professionele afstand. Nou dis baie belangrik hierdie. Die onderwyser is nie jou maatjie nie en jy is nie sy vriend of vriendin nie. So, behou daardie respek. Ons noem dit professionele afstand. We call it professional distance. Aanmoediging. Joe motiveer vir Lebo. Joe is nou die onderwyser en Lebo is die leerder. Selfvertroue. Lebo lyk positief en gemaklik. Goed, kom ons kyk nou so 'n bietjie dialoog. Lees asseblief weer saam. Ek is baie dankbaar, baie dankie vir alles wat u gedoen het. Dis die manier om iemand aan te spreek wat op 'n hoër gesag as jy is, of op 'n formele manier. Jy sê nie jy nie, jy sê u. Dis 'n ding van Afrikaans, né? Goed. Lebo praat nou. Baie dankie vir u hulp, meneer. Ek waardeer dit opreg. Die meneer antwoord, meneer Joe. Dis net 'n voorreg en plesier. Ek help graag. Lebo antwoord. Lekker dag vir u, verder vir u. En dan meneer Joe antwoord deur te sê,
Sterkte met die res van die eksamen. E. Verskoning vra. To apologize. Om verantwoordelikheid te neem, to take responsibility, en formeel verskoning te vra, and to formally apologize. So, om verantwoordelikheid te neem, lees asseblief saam, om verantwoordelikheid te neem en formeel verskoning te vra. So ons het twee karakters hier, so seun Dan, seker vir Daniel, en dan Bella. En Dan het oortree, en nou kom hy verskoning vra vir Bella. So kom ons kyk eers na die woordeskat hieronder. Jammerte is something like to feel sorry. Jy voel sleg oor wat jy verkeerd gedoen het. You're feeling bad about what you made wrongly. En jy wil graag dit regmaak. You want to fix it. So kom ons lees die sin. Jy voel sleg oor wat jy verkeerd gedoen het en wil dit graag regmaak. Vergifnis, forgiveness, aanvaar iemand se fout en is nie meer kwaad nie. Dankbaarheid, kom ons lees aan. Bly en dankbaar voel omdat iemand eerlik, honest en vriendelik of behulpsaam was. Kom ons lees daardie sin net gou weer. Dankbaarheid, bly en dankbaar voel omdat iemand eerlik, vriendelik of behulpsaam was. Vriendelikheid, sag, kalm en mooi met mekaar praat en optree. En dan die laaste ene onder, respek, ander mense se gevoelens, other people's feelings en besittings, their property. Belangrik, nou daardie woord beteken dieselfde as to regard other people's feelings and property important. Okay, so, ander mense se gevoelens, ons lees gou daardie gedeelte, ander mense se gevoelens en besittings belangrik ag en hulle goed behandel. Goed, ons lees die dialoog hierbo gou. Dan sê, ek is jammer dat ek jou nie geglo het nie, Bella. Ja, dit het seer gemaak. Dankie dat jy eerlik is. Dan, ek weet jy praat net die waarheid. Bella, dis oké nou, kom ons beweeg aan. Goed, is jy nog by? As jy nog by is, baie mooi. Hou so aan. F. Woede kalmeer. To calm anger. Or to de-escalate is a good word to use. Om dit te de-eskaleer, om 'n manier te vind om die kalmte terug te kry. Om konflik te bestuur, to manage conflict, en emosies te kalmeer, to calm emotions. Kom ons kyk gou hieronder, ons het twee karakters, Josh en Sibu, en ons het hier woordeskat om eers te lees. Woede, ontsteld of kwaad wees, of kwaad voel oor iets wat gebeur het. Hartseer, iemand se gevoelens is seer gemaak, somebody's feelings were hurt, and he feels alone or left out. Iemand, lees saam met my asseblief, iemand se gevoelens is seer gemaak, of hy voel alleen. Kalmte, rustig en ontspanne voel, nadat probleme uitgepraat is. That means calm, relaxed after things were resolved, problems were resolved. Vriendskap, mense werk weer saam, respekteer mekaar. Vergifnis, forgiveness, iemand se fout, somebody's mistake was accepted en hulle het weer vrede gemaak, and they made peace again. So kom ons lees dit net gou daardie sinnetjie. Iemand, van daaraf, iemand se fout aanvaar en weer vrede te maak. Goed, die dialoog daarbo, Josh praat. Josh, ek het nie bedoel om jou kwaad te maak nie. Sibu, ek was baie kwaad omdat jy my uitgesluit het. Josh, ek is jammer, jy is welkom om weer saam te oefen. Sibu, goed, ek voel nou rustiger. Daar sê, is jy by? Goed, hou so aan, mooi so. G. Onthou, ons moet die alfabet ook in Afrikaans sê. Goed, don't say G, dit is G in Afrikaans. So, G, hulp, vra of aanbied. To offer help or assistance. Om ondersteuning, support, professioneel,
en beleefd politely te vra en aan te bied. Kom ons lees daardie gedeelte weer, saam met my asseblief, om ondersteuning professioneel en beleefd te vra en aan te bied. Goed, kom ons kyk net eers gou eers na die woordeskat hieronder. Vriendelikheid, die ken jy baie goed al. Mooi praat, lees asseblief saam. Mooi praat en ander met respek behandel. Ons gaan voort. Behulpsaamheid, that means to offer your help, to be helpful. Iemand help en ondersteun. Somebody, helping somebody and supporting him or her. Verligting, relief. Beter voel nadat 'n probleem opgelos is. Selfvertroue, self-confidence. Glo in jouself, believe in yourself. Wanneer jy nuwe dinge leer en beter verstaan, dankbaarheid, thankfulness, gratitude, bly wees en die hulp waardeer. Goed, kom ons lees die laaste twee gou weer eenmaal. Selfvertroue, glo in jouself wanneer jy nuwe dinge leer en beter verstaan. En dan heel onder, dankbaarheid, bly wees en die hulp waardeer. Kom ons kyk gou. Dis Nina en Annie wat met mekaar praat. Moontlikhede, that means possibilities. So enige van hierdie reaksies is moontlikhede. Kom ons lees. Kan jy my asseblief help met hierdie probleem? Of ek sukkel. Kan jy vir my raad gee? Of sal jy my asseblief help om die taak klaar te maak? Of het jy tyd om my hiermee te help? Of ek weet nie hoe om dit te doen nie. Kan jy my wys? Daar's hy. Narrate, né? Opgewonde wees. That means to be excited. Om entoesiasme op 'n gepaste wyse of manier te wys. Kom ons lees dit weer. Om entoesiasme op 'n gepaste manier te wys. So wat is dit in Engels? To show enthusiasm in a very fitting manner. Kom ons kyk na die woordeskat hieronder, die meisie. Opgewondenheid, excitement. Groot glimlag, opgehewe hande. Ons kyk na die prentjie en dan sê ons wat ons sien en dit is wat ons daar vind. Vreugde of blydskap, haar gesigsuitdrukking. Verrassing, surprise. Haar oop mond, groot oë. Trots. Sy voel sy het iets bereik, pride. Entoesiasme, liggaamstaal, body language, wys energie en geesdrif. Verwagting, expectation, sy sien uit na iets positiefs. Goed, kom ons lees die laaste 3 gou hier, van trots af. Trots, sy voel sy het iets bereik. Entoesiasme, liggaamstaal wys energie en geesdrif. Verwagting, sy sien uit na iets positiefs. Goed, kom ons kyk net hier onder is nog enetjie. Die seun is nuuskierig. The boy is inquisitive, belangstellend. He's interested en hy's verbaas, surprised. Goed, ons lees daardie sin weer eenmaal. Die seun is nuuskierig, belangstellend en verbaas. Goed, nou die gedeelte hierbo. Ek is so opgewonde. Ek is gekies vir die nasionale skietspan. Ons gaan Perth toe. Waar's Perth in Australië? Dit is so opwindend. Ek is so opgewonde oor die vakansie. Ek kan nie wag nie. Jou vakansie is ook naby. Ek hoop jy is ook so opgewonde. I. Raad of advies gee. Not I. I in Afrikaans, né? Sê weer, raad of advies gee. Mooi so. Die gee van sinvolle en deurdagte advies. This is sensible or meaningful and well thought through advice. That means good advice, sound advice. Goed. Kom ons kyk na die woordeskat hieronder. Besorgdheid. That means really to be concerned about somebody. Die seun lyk bekommerd, he's worried, en hy luister aandagtig. Lees saam met my, die seun, 1, 2, 3,
Die seun lyk bekommerd en luister aandagtig. Behulpsaamheid. Ons het gesê dit is helpfulness. Goed, kom ons lees aan. Die meisie is vriendelik en ondersteunend. Kalmte. Ons lees voort. Rustig wees met mekaar sonder om kwaad of haastig te wees. When you sit down with somebody and you want to really help this person, then time is not a factor, should not be a factor. As jy rustig saam met iemand sit om te help, dan gaan jy nie kort op die horlosie kyk nie. Goed so. Kom ons lees aan. Vertroue. Iemand voel gemaklik om raad te vra of te ontvang. En dan heel onder, respek. Luister mooi na mekaar en behandel mekaar met respek. Goed, nou die res van die gedeelte hier. Moenie oorhaastig wees nie, dis maar 'n klompie reëls. Wees geduldig en oorweeg alles. Fokus op een ding op 'n slag. Beplan voor jy begin. Niemand kan jou boelie nie, of kan jou boelie sonder jou toestemming nie. Don't let anybody, anywhere, anytime bully you. They do not have your permission and you're not going to give them your permission. So moenie iemand se toestemming gee om jou te boelie nie. Moenie daaraan toegee nie. Weerstaan dit met al jou wese. En dan moenie wraak neem nie. That's a big no-no. Don't go out for revenge. It creates new problems, okay? Moenie wraak neem nie, dit skep net nuwe probleme. Het jy saam gelees? Mooi so, goed so. Troos, comfort, om emosionele ondersteuning te bied, to render emotional support. Moenie bekommerd wees nie, ek is hier vir jou. Onthou, jy moet saamlees, dit is jou les, reg so? Moenie bekommerd wees nie, ek is hier vir jou. Dit gaan met tyd beter raak. Vat dit net dag vir dag. Alles sal wel normaal raak. Ek weet dit is moeilik, maar jy is nie alleen nie. Goed, ons woordeskat hieronder. Bekommerd, worried. Beter. Moeilik, difficult. Moet inpraat. To encourage somebody. Om emosionele ondersteuning te bied. Goed, ons lees voort. Ons werk soos wat hierdie prentjie is van onder na bo. Kom ons lees saam. Jy is sterker as wat jy dink. Moenie nou opgee nie. Moenie nou moed opgee nie. Jy is amper daar. Onthou, elke klein stap tel. Jy het al soveel oorwin. Jy kan dit weer doen. En dan die laaste ene is, ek glo in jou. En as jy 'n maat het wat hierdie tipe van ondersteuning nodig het, hierdie aanmoediging, dan is dit waarskynlik op hierdie manier wat jy dit gaan doen. So hierdie is prakties vir wanneer jy dit nodig het, waar ook al jy beweeg. Kla, to complain, om 'n probleem of frustrasie te uiter, to out a problem or frustration. Kom ons kyk na die woordeskat weer eens. Besorgdheid, that means to be concerned. Die meisie lyk bekommerd en onseker. Uncertain, onseker, reg? Lees saam asseblief. Ongelukkigheid, sy voel ongelukkig, iets pla haar en sy is ontsteld. She's upset. Luister en ondersteuning. Die seun luister aandagtig, hy gee om. He really cares. Frustrasie. Ons is gefrustreerd as iets nie reg verloop nie. We are so frustrated when things don't run the way we want them to go. Empathie. Empathie is dat jy iemand anders se gevoelens reg verstaan en simpatie toon. You've got empathy and you really feel for this person. Goed, kom ons kyk na die dialoog. Hoekom is die diens altyd so stadig? Lees jy saam met my? Asseblief lees saam. Ek kan nie verstaan hoekom dit so duur is nie. Ek raak nou regtig moeg vir hierdie situasie. Dit is nie wat ek verwag het nie. Ek is nie tevrede met die resultate nie. I'm not happy with the results. Goed, het jy saam gelees?
Kom ons gryp net gou die middelste ene daarso. Ek raak, lees gou dit saam met my asseblief. Ek raak nou regtig moeg vir hierdie situasie. Daar sê hy, hou by asseblief, want dis hoe dit werk, ten beste vir jou. M. Ontevredenheid uitspreek, to express dissatisfaction. Om duidelik en gepas ontevredenheid te kommunikeer. Mens kan nie net in hardloop en lelik praat nie. So, hoe doen ons dit op 'n ordentlike manier? How do we do it in a proper manner? Here is help. Here's some help. Om duidelik, that means clear, en gepas, ontevredenheid, gepas is fitting in a fitting manner, ontevredenheid te kommunikeer, to communicate dissatisfaction. Ons het twee karakters hier, wat saam met die juffrou sit. Ons het Arno en ons het Lia. Hulle sit by die onderwyseres. Kom ons kyk eers gou na die woordeskat. Ontevredenheid, dissatisfaction. Iemand voel, lees saam asseblief. Iemand voel ongelukkig oor hoe hy of sy behandel is. Hartseer, that means sadness. Lees saam asseblief. Iemand voel seer gemaak. Besef. Verstaan dat jou optrede iemand anders ontstel het. Versoening, that is reconciliation. Probeer vrede maak, try to make peace. Maak vrede. Goed, ons lees weer. Probeer vrede maak en die probleem oplos. Omgee, to really care. Luister na iemand, lees saam, die laaste gedeelte daar. Luister saam of luister na iemand anders en neem hom of haar ernstig op. Goed, ons het so 'n bietjie dialoog hier. Lia sê, ek is ongelukkig omdat hy my uitgesluit het. Sy praat nou met die onderwyseres. Nou onthou nou, ons lees saam, né? Arno, ek is jammer, ek het nie besef jy voel so nie. Lia, dit het my hartseer gemaak. Arno, volgende keer sal ons saamwerk. Goed, daar sê. Nommer N. Gesprek onderbreek, to interrupt a conversation. It's not a good idea to do it, but if you have to do it, how do you go about doing it in a respectful manner? Dit is wat ons hier nou leer. Ons leer om respekvol iemand te onderbreek as jy baie dringend iets moet sê. Goed, hier's 'n paar riglyne. Maak oogkontak, make eye contact. Glimlag, smile. Wag vir die regte oomblik. Wait for the right moment, okay? A. Wees hoflik. Be polite. B. Wys respek. Jy weet wat dit is. C. Gebruik gepaste woorde. En dan hier, nou lees asseblief die hele res van hierdie gedeelte saam. By watter prent pas elke teks die beste? Goed, nou is die eerste ene hier. Jammer, dink julle ek kan julle twee dames iets oor die dans vra? Waar gaan dit gebeur? Die nommer 2 prentjie. Goed, lees jy saam? Goed, volgende ene. Lees saam asseblief. Verskoon my, mag ek julle na die eetsaal toe neem? Dit sal nommer 1 wees. Ekskuus, maar kan jy my help? Waar is studente sake? Goed, ek het nou 'n bietjie vinnig hier geklik. Dit is 'n student wat vir die personeel het vra waar studente sake is. Onthou, studente sake kan by hoërskole wees of by universiteite, colleges, instansies waar daar iemand spesifiek is wat die studente uithelp met probleme wat hulle mag hê. Die laaste ene. Verskoon my, weet jy dalk waar ek handboeke kan koop? En dis dit. Goed. Voorkeur uitspreek. To express a preference. Goed, ons kyk nou na 'n klompie voorbeelde hier. Nou, jy sal by al hierdie reaksies sal jy sien daar's 'n gedeelte wat onderstreep is. As jy na die kurrikulum toe teruggaan, sal jy sien dit is 'n formule wat ons leer. So as jy met iemand praat, dan sal jy waarskynlik so begin. So these are sentence starters. Kom ons sê maar dit is sinbeginners. Goed. 1. Lees saam asseblief. Sal jy daarvan hou? Waarvan? Om vanaand saam fliek toe te gaan. Goed, kom ons lees dit gou weer. Sal jy daarvan hou om vanaand saam fliek toe te gaan? Volgende, nommer 2.
Ek wil liewer of liefs by die restaurant eet as by die kitskosplek. Nommer 3. Hoekom het ons nie 'n piknik in die park nie? Wel, ek verkies die avontuurpark. Wat dink jy? Nommer 5. Wat dink jy moet ons doen na die rugbywedstryd? Iemand vra iemand anders se opinie. 6. As dit van my afhang, moet ons gaan uit eet. En dan nommer 7. Ek dink ons moet na die nuwe inkopiesentrum gaan. Of jy kan sê toe gaan. Goed, kom ons kyk net gou 'n bietjie na 'n paar woordeskat items hier. Entoesiasme, nou lees asseblief saam, moet asseblief niks oorslaan nie, elke ding moet jy saam lees, want dis hoe ons dit gaan verwerk. Goed, volgende woord, oorweging, samewerking, vriendelikheid, en die laaste een is kreatiwiteit. Baie mooi, hou jy by sover? Goed, jy kan altyd terugkom hierna toe. Onthou, hierdie skyfie en die volgende ene gaan vir jou wys wat is die sinbeginners, right? The sentence starters. En dit is net so in die curriculum, ons het net 'n bietjie konteks bygesit om iets te skep wat 'n geleentheid of 'n situasie voorstel. P. Vermoede uitspreek. Oupa se wiele. To express your thoughts or a hunch that you might have. Kom ons kyk na die reaksies hier. Nou onthou, daar staan nou die motor mag, maar ek kan enigiets anders kan ek sê die kind mag of die oom mag of wat ook al. Dit hang net af wat is die situasie of die konteks. Kom ons lees dit. Die motor mag olie nodig hê. Nommer 2. Die sleutel mag in die kombuis wees. Dit lyk soos, nou dit is ook 'n manier om te praat oor 'n vermoede uitspreek. Dit lyk soos 'n ou veteraan motortjie. Nommer 4. Miskien het die motor rustyd nodig. Lees jy saam? Goed, hou so aan. Lees saam. Nommer 5. Miskien sal julle nie almal saamry nie. Nommer 6. Dit is moeilik om te sê, maar ek dink die battery is pap. En dan nommer 7. Ek is nie baie seker nie, maar ek dink die motor het lanklaas geloop. Goed, ons kyk na woordeskat hieronder. Dink na, to think about. Ondersoek, investigate. Raai en spekuleer, guess and speculate. Kry idees, get ideas. Deel jou mening, share your opinion or say what you think. En dan laaste, werksaam, cooperation. Goed, al jy by sover, mooi so. Kom ons maak hiervan 'n groot poging, sodat jy sukses behaal met wat ons hier doen. Q. Nie presiese inligting gee nie. Not giving precise information, not giving exact information. Die tema hier is olifante het geweet. Dis gebaseer op 'n ware gebeurtenis. Waar in Sri Lanka toe daar 'n tsunami was, het die olifante voor die tyd gevlug en die olifante het nie een olifant het see gekry nie, maar dat baie honderde duisende mense verdrink en verdwyn in daardie hele gebied, daardie eilande wat daar is. So die olifante het een of ander manier 'n aanvoeling. So kom ons gaan voort. Let's continue. Goed, nou soos ek vir jou gesê het, kyk na die rooi gedeeltes. Dit is om te sê, dit is hoe 'n mens praat. As jy sê daar het omtrent, onthou jy gaan nou nie spesifiek sê nie, want jy's nie seker nie. So nou praat jy langs hierdie lyne. Daar het omtrent, of min of meer, of ongeveer 300 wilde diere verdrink. 2. 'n groot aantal olifante het wel voor die tsunami gevlug. Onthou, daardie woorde 'n groot aantal is nie spesifiek nie. Dis hoekom dit gepas is hier. Nommer 3. Onthou jy lees saam, reg so? Ek voorspel dat hulle die trillings aangevoel het. Nommer 4. Dit is 'n voorbeeld van die diere se instink. Nommer 5.
Hulle is soort van sensitief vir veranderinge in die natuur. Nommer 6. Dit is moeilik om te bepaal, maar ek raai duisende mense het omgekom. Goed, dan nommer 7. Ek is nie seker nie, maar ek dink die naskokke sal wel bedaar. Goed, ons woordeskat hier op die linkerkant, onderkant, nie presies nie, not exactly. Raai of voorspel, guess, try to predict. Vermoede, some form of speculation, you think, you have an idea, suspicion. Instinct, natuurgevoelig, sensitive to nature. Onprecieze syfers, not precise, that means like indefinite numbers. So you don't give a specific number, exact number like 2, 3, 4 or 5. You just say a number of a groot aantal, a big number. En dan nommer 7, onseker toekoms, uncertain future. Goed, al jy by sover, asseblief jy moet altyd al die pad saamlees en saamwerk. En kom terug as jy dink iets moet jy weer 'n keer deurlees. Goed so. Nommer R, number R. Ons sê R in Afrikaans, né? Onthou jy, ons werk op die alfabet, die Afrikaanse alfabet. Evalueer of beoordeel. Evaluate or assess yourself. Judge yourself in a way. Tema, my brugbou kompetisie, my bridge building competition. Goed, kom ons kyk na 'n paar reaksies hier. Onthou, ons leer formules oor hoe om daaroor te praat wanneer ek in hierdie posisie is. How to talk about it when I am in this situation. Goed, nou sê jy nommer 1, dit het goed gewerk of dit was effektief, dan moet jy 'n rede gee, omdat ek vooraf video's gekyk het. Nommer 2, lees asseblief saam. Ek het dit goed gedoen, omdat ek, nie van halwe werk hou nie. Nommer 3, dit sou beter gewees het, indien ek nog 2 ure gehad het. Nommer 4, dit kan verbeter word deur 'n paar proeflopies tuis te doen. Nommer 5, die vooruitgang is nie sigbaar nie. Onthou, as dit die eerste keer is, dan het jy niks om dit mee te vergelyk nie. If it's the first time, you've got nothing to compare it with. So, die vooruitgang is nie sigbaar of voor die hand liggend nie. That means obvious. It's not obvious. Omdat dit almal se eerste keer was. Nommer 6. Dit slaag vir my, omrede ek dit betyds voltooi het. Goed, woordeskat. Self-reflection, verantwoordelikheid, responsibility, vooruitgang, improvement, advancement, verbetering, correction of improvement, tydsbestuur, time management, en dan die laaste ene, trots, pride. Goed, hou jy by sover, kom terug hiernatoe, ek weet dis baie werk, maar ek is seker daarvan, jy gaan dit baie nuttig vind, en jy gaan dit bemeester. Mooi so. Hier is ons by die afsluiting, kommunikasie en emosies. Jou stem kan iemand opbou of afbreek, of dit nou by die huis is, of by die skool, of dit nou in jou klaskamer of op die speelgrond is, of dit eendag in 'n werksplek is, of nie. Jou stem kan iemand opbou. As jy iemand wil help, dan moet jy mooi praat, dan bou jy die persoon op. As jy iemand afbreek met lelike woorde, met sarkasme, dan breek jy die persoon af. Nou hierso staan, kies jou woorde wys. Choose your words wise. Goed, op die regterkant, lees asseblief saam met my. Goeie kommunikasie bou sterker vriendskappe en beter begrip. Good communication builds stronger friendships and better understanding. Kom, ons lees weer. Goeie kommunikasie bou sterker vriendskappe en beter begrip. Dan, kom ons gaan nou links oor hier. Hier is so 4 goedjies wat ons aan aandag gaan gee.
Luister met respek, asseblief lees saam, gee ander jou volle aandag. Praat met vriendelikheid, kies woorde wat opbou, nie afbreek nie. Nommer 3, dink voordat jy reageer, neem 'n oomblik, dink mooi, dink baie mooi. En dan die laaste ene daar, elke emosie is belangrik. Dit is oukei om te voel, en dit is oukei om nie goed te voel nie, en dit is oukei om te sê jy stem nie saam nie, en dit is oukei om te sê dit het jou seer gemaak, want jy mag voel, dis wat mense is. Hulle is menslik en hulle het gevoelens. Dis oukei om te voel, praat daaroor, sê hoe jy voel. Niemand kan altyd jou gesig lees nie, so daarom kan jy maar praat daaroor. Dit moet uitkom. Dankie dat julle saam geleer het. Kommunikasie begin net met praat nie, maar met verstaan. Is reg so? Goed, nou gaan ek jou groet. Ek gaan vir jou sê totsiens, mooi loop. En onthou net nou, die beste manier om hierdie woorde en hierdie sinne en hierdie frases en goed te onthou, is om iemand anders te gaan leer hoe dit werk. En dan word jy albei gelyktydig beter. Dis hoe jy iemand help met die bult op, teen die bult op. Want dan kom jy ook bo. Is dit nie so nie? Ja, dis reg. Goed, jy moet mooi loop asseblief en sien jou in die volgende les. Jy moet inskryf asseblief, subscribe, sodat jy die inligting kry sodra dit vrygestel is. When you must subscribe, you will get it the moment it happens. Goed, mooi loop. Totsiens. Totsiens. Sien julle gou-gou weer.